Hermanus is in September propvol toeriste wat kom walvisse kyk, maar eintlik is dit 'n heel jaar kuierplek met iets vir almal wat bietjie wil ontspan. Christel en haar metgesel is op pad na die De Voorskoten Café. Hallo Elise. Hallo Christel. Hallo Teddy. Elise Fouché versamel al sedert 2002 beere. Toe sy 10 jaar later die restaurant begin, het daar ongeveer 200 beere saamgekom. Wow. Ja nee, kyk, die Pasella beertjie het sommer baie geselskap in hierdie kamer. Hy gaan lekker sit en kuier by Gulliver. Gulliver is ons beertjie wat baie getravel het. Ek het al gehoor van Gulliver en blykbaar het hy al omtrent die hele wêreld rondgereis. Hy is nogal 'n bekende beer. Ek kan miskien vir jou wys die plekke waar hy getravel het en wat hulle vir hom gegee het. Hy was by 'n laerskool gewees in Skotland en tot al die kinders vir hom elkeen 'n briefie geskryf. Daar was een van die briefies wat hulle vir hom geskryf het. Dit is nogal oulik. En iemand het selfs vir hom 'n dagboekie gehou. En elke dag het hulle ingeskryf waar Gulliver was, wat hy gedoen het. Dis nie eintlik iets wat ek verstaan nie, maar dit is seker maar in beertaal geskryf. En dan het hulle van die mooiste poskaarte gegee toe hy in Arizona was. So hoe werk dit as Gulliver nou reis? Die beerversamelaars het hom uitgenooi. As hy 'n uitnodiging gekry het, het hy hom in 'n koevert ingepak met sy goedjies wat hy saamgevat het. Gewoonlik het hy net sy klere gehad. Dan het ek hom in die pos gesit en ek het hom gestuur. Sodra Gulliver dan aangekom het waar hy uitgenooi was, dan het hy my laat weet hy's veilig. Dan het hy vir my 'n e-mail gestuur. Hy het sy eie usercode en paswoord gehad. So hy check daarom lekker in by jou. Hy het lekker ingecheck by my. Maar jy moet eintlik hierdie ouetjie se paspoort sien. Hy was al in meer plekke as meeste mense wat ek ken. En ek dink ek's eintlik so klein bietjie jaloers op hom. Toe maar Christel, 'n Amerikaner wou hom amper nie terugstuur nie en weens posttraumatiese stres wil hy nie meer reis nie. Deesdae maak Elise ook beere. Ek het vir Maris in 2002 gemaak en as mens begin teddybeere maak dan is jy maar nie baie ondervinding nie. So Maris se ou beentjies is maar baie papperig en as jy kyk na sy oortjies is ook besonder en hy het 'n bietjie oogprobleem so ek het hom 'n paar brille gegee. En Maris is permanent met 'n truitjie, hy's al 'n ou beer. So sy ligamente moet altyd mooi warm bly. Hulle moet altyd warm wees. So hoe besluit jy op hulle name? Sodra ek die beer se neus insit, dan besluit ek hoe vir my lyk soos 'n Maris of 'n John of 'n Jeffrey. En as ek sy neusie insit, dit is my die dag waarop hy gebore word. Hier is sy kaartjie met sy naam en sy foto. Dis baie oulik. Jy het self sy ID-nommer hierin gesit. Elke teddybeer kry sy eie ID-nommer en Maris is 01. Hy was die eerste beer wat ek gemaak het. Christel, jy het nou al my beere gesien. Ek is seker hier moet 'n beer wees waarvan jy hou. Wel, ek het hom gevind. Ja, hy sê. Kyk Elise, hierdie dame in die sexy pink nommertjie het nou my oog gevang. Dis die Madonna beer. As jy kyk na haar oë, sy het die mooiste blou oë op 'n teddybeer en sy het oogwimpers wat jy omtrent nooit op teddybeere sien nie. En dan die beste van alles, haar vreeslike sexy rokkie wat sy aan het. So ek wonder wat dit nou juist oor my karakter sê. Alhoewel daar van die beere in die restaurant se uitstalarea te koop is daar een wat 'n permanente sitplek het. Hierdie beer is my memory beer. Ek het hom gemaak verlede jaar. My pa is oorlede so 15, 16 jaar gelede. Ek het hierdie pak in die kas gekry en ek het die pak stuk ingesny en ek het 'n teddybeer gemaak van die pak. Die voetjies aan die onderkant en die handjies was van die sakke gewees. Hierdie gedeelte het uit die belt uit gekom en hierdie cufflink het ook aan my pa behoort. Hierdie is so 'n tasbare manier om iemand altyd naby jou te hou. Dit is nogal, ek stem saam met jou. Elise het ook 'n versameling arkbeere. Dit is die eerstes wat in Suid-Afrika gemaak is in die 1950s en 60s. Hulle het 'n kort lyfie, voetsole in 'n traandruppelvorm en 'n plat gesiggie. Christel, hier is ek besig om 'n beer te maak. Gaan jou wys hoe maak ek die beere? Ek begin gewoonlik met die lyfie. Sodra die lyfie gereed is, dan sit ek klippies in die binnekant. As jy klippies in die binnekant sit, dan kan die beertjie lekker sit. Dan sit sy boutjies lekker, anders val hy net om. As die lyfie klaar is, dan maak ek die koppie. As jy vir ons die oortjies kan opsit, dan kyk ons hoe lyk die beer. Kom ons kyk nou wat se tipe beer hier gaan uitkom. Ek sit sommer sy ore so bokant sy kop, dan lyk hy lekker gretig. Wat sê? Hoor jy die oortjies op sy hoe jonger gaan hy lyk? O, so dis 'n baba beertjie. Dis baie oulik. Dis die oogies, jy kan van my oogies insit. Kan hom net indruk hy's ingaan, sê. Mooi bruin oë. Wat sê? O, hy's al klaar oulik. Kyk hoe mooi lyk hy. En dan vat ek gewoonlik net 'n potlood en ek teken min of meer waar ek die neusie wil op hê en dan werk ek die neusie. En dan word hierdie vasgesit op die koppie. As alles nou gereed is, my beere noem ek whale bears.
Dan kry ek so 'n klein walvisie wat hierdie enetjie het hierso. Ek kry 'n walvisie op sy linkerkant en dan is hy gereed om gestop te word en toegewerk te word en dan is die beer klaar. Kyk, is my beertjie. Elise sê dat haar beere beslis mense na die restaurant toe trek, veral vir tee en kinderpartytjies. Dit vat haar tussen 8 en 18 uur om 'n beertjie te maak uit sybokhaar wat sy uit Duitsland invoer, 'n materiaal wat nie rafel nie. Ek sien hierdie Pasella beertjie is al lekker aan die kuier sonder my, né? De Voorskoten restaurant se naam kom van 'n skip wat in 1688 protestante hugenote, ook Elise se man se voorgeslag, na Suid-Afrika gebring het. As dit by Teddy teepartytjies kom, dan wen hierdie een loshande. Of hoe sê julle dames, hè? En wat sê jy, Teddy? Hy stem heeltemal saam. Geraamd is in die kasse wyn van Rooyen in die saal by die Voortrekker Monument. Nikki Boeye oor hoogtepunte tydens sy Protea Cricketdae. Dion Lots oor sy rol in Long Walk to Freedom. Selfdoen idees vir troues en 'n onthoukuier in Stanford.